Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons opgewek het, dat die Here 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here dat hy op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. Mag u in hierdie dag die seën en die genade van die Here in u lewe ervaar en mag u voluit lewe in sy diens en tot sy eer. Nou vriende, ons gaan vanmôre so 'n bietjie met u praat oor die gedagte van voorbereiding vir tye van gebed. Nou, ons almal weet wat gebed is, ons almal praat oor gebed, ons het al baie boodskappe geluister oor gebed, en onlangs het ek so 'n bietjie 'n artikel gelees waar die predikant gepraat het oor die gedagte van, hoe moet ek myself voorberei vir tye van gebed, want u sien, God het ons opgeroep om te bid, en hy wil ons gebede verhoor, maar ek dink daar is ook 'n verantwoordelikheid van ons kant, om onsself reg voor te berei, ten einde effektief te bid, ten einde volhardend te bid. En ag vriende, dit was vir my so kosbaar toe ek dit lees, dat ek besluit het om vanmôre by hierdie oordenking met u hierdie groot waarheid te deel, en dit is 4 kort gedagtetjies, en meeste van hierdie gedagtes weet u al reeds, en dit is nie regtig nuwe inligting wat ek hier gaan gee nie, maar tog was dit vir my hart tot seën, en val ons sommer weg met die eerste gedagte vanmôre. Nou die eerste ding vriende, wanneer ons in ons binnekamer gaan om te bid, of wanneer ons bid, is die belangrikheid om alle afleidings van ons te verwyder. En wat bedoel ek daarby? Ag vriende, as ons net dink aan ons tyd en ons dag, dan weet ons is besige mense, ons het selfone, ons het rekenaars, ons het skootrekenaars, ons het 'n televisie, daar is so baie dinge wat ons aandag kan aftrek, dat ons nodig het wanneer ons bid, dat ons sal besef, ons gaan nou met die God van hemel en aarde praat, hy is die God wat deur serafs en engele aanbid word, en dat ons 'n verantwoordelikheid het om al die ander afleidings van ons weg te skuif. Byvoorbeeld, my telefoon kan nie op my tafel lê, terwyl ek by my studeerkamertafel sit en bid nie. Jy weet hoe dit werk, daar kom SMS'e deur, daar kom WhatsApps deur, baie keer lei die foon, en in daai oomblik is my aandag afgetrek, en baie keer antwoord mense die telefoon, en hulle besef nie regtig die besondere diergekoopte voorreg om met God te praat in die gebed nie. Baie keer bler daar 'n radio in die agtergrond, of 'n televisie is nog aan, en daarom is het belangrik dat ons sal besef wat die woord vir ons sê, maar wanneer jy bid, Matteus 6 vers 6, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in openbaar vergelde. Vriende, as ons dink aan hierdie heilige God, wie ons Vader noem, dan dink ek dit is broodnodig, dat ons alle afleidings eenkant sal skuif, en dan tyd sal neem om met God te praat in die gebed, en vir hom te vra, Vader, verhoor my op grond van dit wat Christus Jesus aan die kruis gedoen het. Nou vriende, die tweede gedagte wat ek vir u wil noem, wat ons kan doen ter voorbereiding vir ons tye van gebed, is om met 'n nederige hart na God te nader. Jy weet, baie keer is ons so selfversekerd, baie keer dink ons by onsself, maar hoorie, ek het 'n goeie woordeskat, en ek het baie om vir die Here vanmôre te sê. Maar die Bybel sê vir ons in Jakobus 4, so pragtig as ons dit lees daar in vers 6, die Here sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Vriende, nederigheid is broodnodig. Jesus self sê daar in Matteus 11, hy sê, kom na my toe en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Ek dink 'n nederige hart is 'n hart wat besef, Here, as u nie hoor nie, as u nie uitkoms gaan gee nie, as u nie gaan luister nie, gaan hierdie swaar las op my hart, op my gemoed, daar bly, en Here, wat gaan die lewe sinvol wees, as ek nie die voorreg het om in nederigheid te nader na die God, wat 'n verandering kan bring nie. U sien, daar is een wat hoor en verhoor na die rykdom van sy genade, en daarom moet ons altyd kom as skepsel voor die Skepper, as klei in die hand van die pottebakker, as mens voor hierdie groote God, ja, vriende, as 'n bedelaar voor die poort van die koning van die konings. 'n Nederige hart is 'n hart wat kan bid. 'n Nederige hart is 'n hart wat sê, Here, ek is diep afhanklik van u, en alles wat ek doen, selfs in die gebed wat ek nou gaan bid. Daarom sê die Bybel vir ons, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy groot genade. Die derde gedagte wat ek raak gesien het, wat vir my treffend was, is vriende, dat ons in absolute geloof en vertroue na die Here sal gaan. Die Bybel sê ons moet in die geloof bid. Dit beteken, ons moet nie bid, en terwyl ons bid, moet ons hier in ons agterkop dink, maar ag,
hierdie klink vir my na 'n geweldige groot gebedsversoek en ek glo nie die Here sal dit hoor nie, of miskien is die Here te besig om in elk geval hierdie gebed van my te hoor. So, ek bid om beter te voel, ek staan op, ek gaan aan met my lewe en ek probeer planne maak om dan uitkomste te gee in my situasie. Nee. As ek bid ek in die geloof, of dit nou is vir my huwelik, of ek nou bid vir die redding van siele, of ek nou bid vir 'n situasie by my werk, of miskien die kwessie dat ek werkloos is, of wat ook al dit is. Ek bid in die geloof en ek bid met vaste vertroue dat God my sal hoor en verhoor na die rykdom van sy genade. Op die regte tyd sal die Here hoor. Daarom is dit nodig om absoluut in die geloof te bid. Wat is die geloof? Dis die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis om te sê, Here, ek weet, binne U wil, op die regte tyd sal U my hoor en verhoor, en sal U ook vir my uitkoms gee. Filippense 4 vers 6 sê dit vir ons so mooi. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. U sien, kinders van die Here het begeertes, en 9 uit die 10 keer is te begeerte na heiligheid, na reinheid, na Here verander my meer in die beeld van Jesus, maar ons het ook duidelike behoeftes. Ons het ook probleme wat ons om ons het, en soms probleme in onsself, en sonde waarmee ons worstel, en omstandighede, en daarom kan ons al ons begeertes aan God bekend maak, en ons moet in die geloof bid, omdat ons weet, die Here sê vir ons, dat hy ook vir ons sal hoor. Vriende, ek vra u, dat u in toewyding sal bid, maar dat u ook geloof tentoon sal stel, deur van u knie af op te staan en sal te sê, ek weet, dat God se wil sal geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Daarom kan ek hierdie dag met vrymoedigheid tegemoet gaan, omdat ek weet, God het my gebed gehoor. Vriende, vers 7 is my so belangrik, net nadat die apostel Paulus sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, sê vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. U sien, die groot ding is, gebed moet my lewe in die eerste plek verander. Gebed moet my toestand, my gemoedstoestand verander, moet my uitkyk op die lewe verander, moet my vertroue in God verander, in die sin, dat ek weet, hy het my gehoor, en op sy tyd, as vader teenoor sy kind, sal hy vir my uitkoms gee, soos hy goed dink. In tussentyd, hou hy my naby hom, en hy beloof my, sy genade is my genoeg, en sy krag sal in my swakheid volbring word. 'n Laaste gedagte wat ek vir u wil noem, is dat ons sal swaar steun op die Heilige Gees om te bid. Jy weet, baie keer hardloop ons in ons binnekamer, en ons is nog besig om 'n WhatsApp boodskapie te beantwoord, en dan val ons weg en ons bid 'n paar woorde, terwyl ons nog dink aan die boodskap wat ek gestuur het, of miskien 'n program op televisie wat ek gekyk het, of iets wat ek op die rekenaar gedoen het, en ek besef nie, vriende, dat ek op heilige grond myself bevind nie. Ons het nou die dag die liedjie gesing by die gemeente, heilige grond. Ons staan op heilige grond. Onthou jy vir Moses by die brandende bos? Die Here sê, trek die skoene van jou voete af, want die plek wat jy op staan is heilig. En vriende, wanneer ons bid, is God teenwoordig deur die werking van sy Gees. Daarom is dit heilige oomblikke. Dis heilige grond. En hoor wat sê die Bybel vir ons in Romeine 8:26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigting. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Vriende, gebed is heilige oomblikke. Ons is op heilige grond. Ek vra dat u en ek het sal besef, dat u en ek het ter harte sal neem, dat u en ek dit ons sal omhels, en die tye van gebed as kosbare tye van verkoking by die aangesig van God sal sien. Daarom, hoe kan ek my voorberei vir gebed? Vriende, verwyder al die afleidings, kom met 'n nederige hart, in absolute geloof bid, in sterk vertroue, dat God my sal hoor en verhoor, en steun swaar op die Heilige Gees, dat ons leer wat ons moet bid. Mag die Here die genade gee, en mag u en ek die tye van gebed as heilige, kosbare, bloedgekoopte oomblikke sien, waar ons God kan verheerlik, waar hy ons harte kan verander, om dan ook nader aan hom te leef. Vriende, groete vir u, seën, mooi dag verder, Tara.